Kom ons gesels oor vreugde en natuurwonders, want as 'n mens vreugde kweek, floreer jy. Ons is natuurlik in ons mening in 'n baie mooi deel van die land waar ons bly. Van berge, bome, blomme, die see, wynplase en nog soveel meer. Hoewel ek moet ook bieg as mens besig raak, as jy geneig om dit amper nie raak te sien nie, so mens moet doelbewus daarna kyk. En toe lees ek vandag Psalm 98 vers 7 tot 9. Die see en alles daarin moet druis, die aarde en alles daarop moet juig. Die riviere moet hande klap, die berge moet saam juig voor die Here, want hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met geregtigheid, oor die volke met billikheid. Nou Psalm 98 is 'n lofpsalm wat God se heerskappy en God se regverdigheid vier. En wat hierdie psalm besonders maak, is dat dit nie net mense oproep om te juig nie. Die riviere, see en berge word as beeldspraak gebruik om te wys dat die natuur self reageer op God se teenwoordigheid en God se geregtigheid. Selfs die hele skepping moet juig. Die psalm herinner ons, vreugde is nie net 'n innerlike ervaring nie. Dis deel van die skepping rondom ons. Dis as dit ware asof die skepping reeds God se goedheid verkondig en ons genooi word om saam te luister en saam te sing. Positiewe sielkunde bevestig dat wanneer ons doelbewusse aandag gee aan klein positiewe ervarings, dan word ons brein meer kreatief, meer veerkragtig, meer hoopvol. Sean Eicher verduidelik dat 'n positiewe ingesteldheid ons brein se funksionering verbeter en ons help om baie meer energie en motivering te ervaar. Natuur is een van die eenvoudigste maniere om hierdie positiewe ingesteldheid te aktiveer. Kyk vandag doelbewus na natuurwonders rondom jou. Dalk is dit 'n voël se geluid, die geur van water op plante, die kleur van die lug, die kleur van die son, die gevoel van die wind oor jou vel. En dan sê jy vir God dankie vanuit jou hart. En stem op hierdie manier saam met die natuur en vind vreugde in die natuur wat God se lof besing. Leef geïnspireerd.